Hemelse Vader, waar ons nou uit die woord gaan lees. En Here, wat ons gaan hoor, wat is dit vir oggend wat U ook deur die Gees vir ons wil sê? Bid ek, Here, dat ons harte, ons gedagtes, ons gesindheid ontvanklik sal wees. Spreek, Here, U kinders luister. Amen. Ek lees uit Psalm 148, eerste vers, wat sê, prys die Here vanuit die hemele. Prys hom met die hoë hemel, prys hom alle engele, prys hom alle hemelwesens, prys hom son en maane, prys hom alle sterre, prys hom hoogste hemele en waters in die hoë hemelruim. Laat hulle die naam van die Here prys, want hy het beveel en hulle is geskep. Hy het vir hulle altyd hulle vaste plek gegee, vir hulle orde neergelê waar buite hulle nie kan beweeg nie. En Psalm 19 vers 2 sê, die hemel getuig van die mag van God, die uitspansel maak die werk van sy hande bekend. En dan Genesis 1 vers 1, ek hoop almal van julle weet wat daar staan, in die begin het God die hemel en die aarde geskep. Liewe vriende, ons is besig met 'n reeks wat se naam is Meer as sommer, waarin ons sê dat in hierdie wêreld waarin ons leef, is daar argumente vir God se bestaan. Ons is Christene, ons is nie 'n klomp idiote wat bygelowig is en 'n klomp feeverhaaltjies glo nie. Ons glo nie maar net omdat ma en pa gesê het iets is waar nie. Daar is goeie redes, goeie argumente vir dit waarin ons glo. En ons het eerste Sondag vasgestaan met die Bybel as 'n betroubare bron. Die tweede Sondag het ons gesels oor die inhoud van die Bybel, veral fokus op die opstanding. En vanoggend wil ek gesels oor hoe die skepping, die natuur, vir ons help om God se bestaan, sy teenwoordigheid in hierdie wêreld van ons raak te sien. Nou ja, laat in die 17de eeu was daar 'n beweging, hulle het gepraat van die verligting. Dit was 'n tyd waar mense begin hulle self rig het op die rede, op die verstand, op denke, op wetenskap, op individualisme en vooruitgang. En in daardie tyd was daar baie vinnige wetenskaplike vooruitgang en mense het agtergekom dat van hierdie dinge wat hulle raak gesien het in die natuur, soos weerlig en donderweer, is daar 'n wetenskaplike verklaring daarvoor, hoekom dit voorkom. En so het dit begin dat mense begin dink het, maar as die wetenskap dan hierdie dinge kan verklaar wat ons altyd gedink het is bonatuurlik of dis God of gode wat praat, dan is daar nie 'n moontlikheid dat daar dalk 'n wetenskaplike verklaring vir alles is nie. Dalk is daar nie gode of 'n God nie. En so in 1859 publiseer Charles Darwin 'n boek met die naam The Origin of Species, waarin hy 'n alternatiewe verklaring wil gee vir hoe alles ontstaan het. En wat op die oog af laat blyk dat die skepingsverhaal soos wat ons in Genesis lees, nie korrek is nie. Julle wat eintlik ironies is dat Charles Darwin het begin sy studies as 'n Anglikaanse priester. Hy wou in die bediening ingegaan het. En terwyl hy besig was met sy naskoolse studies, het hy baie begin belangstel in die aardwetenskappe en om verder daarin ingegrawe en toe daarin verder gaan studeer. Sy bedoeling van hierdie boek was nooit om mense van hulle geloof te beroof nie. Hy wou maar net die waarnemings wat in die natuur kon sit, 'n verklaring gee daarvoor. Maar ja, daai boek het groot impak gemaak op die samelewing. En die mense wat nog getwyfel het, is daar rede om God te bestaan, het begin sê nie, maar dan is daar seker nie rede nie. En so oor die afgelope paar eeue
het die idee begin ontstaan, as ons lank genoeg wag, gaan die wetenskap alles kan verklaar en vir ons gaan wys dat God bestaan nie. En tog, hier in 2025, met al die tegnologiese en wetenskaplike vooruitgang van die laaste paar dekades, kon mense dit nog nie regkry om bewys te lewer dat God nie bestaan nie. Inteendeel, die laaste 2-3 dekades, die ontdekkings wat gemaak is in die wetenskap, het self wetenskaplikes wat voorheen baie gekant was teen die idee van God se bestaan, laat begin vra oor alles, want daar is net dinge wat die wetenskap nie vir hulle kan verklaar nie. So kom ons begin by die begin, die skepping van alles. Nou, self tussen gelowiges, hier in ons kerk, is daar waarskynlik mense wat van mekaar gaan verskil, van presies hoe het die skepping ontstaan. En mense se menings gaan wissel van, ja, dit het alles 7000 jaar terug begin, tot dit het 'n paar biljoen jare terug het alles begin. Maar die een ding waaroor ons as gelowiges almal saamstem, en dis deel van ons belydenis, en dit kan niemand van ons wegvat nie, is die eerste versie van Genesis 1 vers 1. Aan die begin het God die hemel en die aarde geskape. Dit is die grond, die fundament waarop ons as gelowiges staan. Nou, die verklaring vanuit die wetenskaplike oogpunt van hoe alles ontstaan het, begin by 'n geleentheid wat hulle noem die Big Bang. Dis 'n teorie wat daar is. In Afrikaans praat ons van die oerknal. En hierdie oerknal sê dat amper 14 biljoen jaar terug, daar by een onmeetbare klein punt 'n kolossale ontploffing was. En vanuit daai ontploffing het die energie en materie in die res van die heelal uitgestroom. Dit het alles daar begin. Maar dit los 'n mens dan nou by hierdie een vraag. As mens dan nou die teorie van die oerknal of die Big Bang aanhang, en daar is baie ander teorieë ook, maar met die meeste wetenskaplikes, as ook baie gelowiges, gaan saam met die oerknal teorie. Waar en hoe het hierdie oerknal begin? Wat het dit veroorsaak? Waar het die energie vandaan gekom? Want die wetenskaplikes sal baie vinnig vir jou sê dat daar is sekere grondbeginsels in die wetenskap. Dis nie aannames nie, dit is die fundament, die fisiese natuurwette waarop alles gebaseer is. En onder andere is daar die eerste wet van die wetenskaplike beginsel van termodinamika wat sê dat in 'n geslote sisteem geen energie geskep of vernietig kan word nie. Maar nou het jy die oerknal wat oënskynlik net begin het en baie energie vrygestel het, en dit kan nie wees volgens wetenskaplike beginsels nie. Daai energie moes iewers vandaan gekom het. Newton se derde wet, hier's van julle wat nou eintlik hoofpyn kry soos julle terugdink aan julle skooldae. Newton se derde wet het gesê vir elke aksie is daar 'n reaksie. Anders gestel dat daar is 'n oorsaak of 'n oorsprong vir elke gevolg. So weer eens, as die oerknal die gevolg was, wat het dit veroorsaak? Vir ons as Christene, ons vra dit so 'n bietjie anders. Ons vra, wie het dit veroorsaak? En ons weet wie. So dit is so dat self die wetenskaplikes wat nie glo nie, wat ongelowig is, sukkel met hierdie een. Hulle probeer allerlei ander verklaringe lewer van hoe die oerknal kon plaasgevind het, maar tot vandag toe nog is daar geen teorie of verklaring wat algemeen aanvaar word, wat sê dit en dit is hoe die oerknal ontstaan het nie. Hulle het nie 'n antwoord nie. Ons het God.
Albert Einstein, seker die mees bekendste fisikus en wiskundige van alle tye, het eendag 'n opmerking gemaak wat hy gesê het, God does not play dice. En hy het dit nie gesê as 'n gelowige nie. Hy het dit gesê as 'n wetenskaplike wat uit sy waarnemings rondom hom gekyk het hoe alles werk, hoe alles ineengesluit is, dat dit soos 'n masjien is, die hele kosmos. En hy het net gesê, maar dit is mos nou onmoontlik dat dit toevallig kan wees. Daar moet 'n intelligensie agter die skepping wees. En hy het dit gesê op grond van 'n hele paar argumente. Ek wil maar net so enetjie gou vir julle voorhou, gravitasiekrag of swaartekrag. Nou swaartekrag, jy sal sien daar's nou 'n formule daar op die bord. Ek weet nie veel van wiskunde nie, maar daai onderste formule, daai F is vir force. Dit is die sterkte waarmee enige twee liggame in die heelal mekaar aantrek. En dan sal julle sien daar so 'n klein M1tjie en M2tjie met 'n R onder. Dis twee massas. So daai sê dat die groottes van die verskillende massas van hierdie liggame wat mekaar aantrek speel 'n rol, en dan die R2 is die afstand tussen hierdie twee massas, dit speel 'n rol, en dan sal julle sien daai een groot rooi G. Hulle praat van die swaartekragkonstante, the gravitational constant. Dis 'n baie spesifieke wiskundige getal wat die sterkte van hierdie krag uitdruk, en julle sal sien daarbo in daai lettertjies verduidelik hulle hom. Nou sê die wetenskaplikes vir ons dat as daardie konstante net 'n klein bietjie groter was, dan het die heelal nie ontstaan nie. Dan het daar mikrosekondes na die Big Bang, die oerknal, sou alles weer ingeplof het. En daar sou nie 'n heelal gewees het nie. As hy swaartekragkonstante net 'n klein bietjie kleiner was, en hy oerknal het plaasgevind, dan sou al daai energie en atome net aangehou het om deur die heelal te versprei. Daar sou nooit atome met mekaar gebind het en swaarder molekules en materie gevorm het nie. Die heelal sou nie bestaan het nie. Daai een konstante. Self tussen atome bly daai selfde krag van toepassing. So asof dit tussen twee planete is of tussen twee atome, daai getalletjie bly altyd dieselfde. Die filosoof fisikus Robin Collins stel dit so. Hy sê as die afwyking in gravitasie so min as 100 miljoen biljoenste afgewyk het, dan was daar nie 'n heelal nie. Nou daai getal is, my kop is te klein om dit te verstaan. Maar iemand het dit enig so probeer skets deur te sê dat die heelal wat sigbaar is, die waarneembare heelal is ongeveer 93 biljoen ligjare groot. Nou 'n ligjaar is nie dis nie 'n tyd nie, dis 'n afstand. Dis die afstand wat lig trek in 'n jaar. Om net vir julle 'n bietjie konteks te gee, die lig wat ons nou van die son af kry, vat 8 minute van die son af om die aarde te bereik. Die lig van die naaste ster aan ons planeet, Alpha Centauri, vat 4 jaar om die aarde te bereik. So 'n ligjaar is vrek ver. 93 biljoen ligjare. Nou sê, as ons 'n liniaal kan hê wat 93 biljoen ligjare lank is, as daai afwyking in daai gravitasiekonstante meer as 'n sentimeter is, dan sou die heelal nie bestaan het soos wat hy is nie. Verstaan julle hoe ongelooflik fyn daai krag uitgewerk is, dat hierdie heelal wat ons bewoon kan bestaan? 1 sentimetertjie op 93 biljoen ligjare. Kom ons kom 'n bietjie nader, die planeet waarop ons bly. Die planeet waarop ons bly, lê op 'n sekere afstand van die son af, waar die wetenskaplikes verwys daarna as die Goldilocks zone.
En julle wat die storie van die drie van goue lokkies en die drie beere onthou, sal dalk weet waaraan vandaan kom. Maar die Goldilocks zone sê, dis 'n afstand van die son waar dit nie te warm of nie te koud is nie. As die aarde net 'n paar 100 kilometer verder van die son af was, dan sou dit 'n ysbol gewees het. As hy net 'n paar 100 kilometer nader aan die son was, dan sou dit so iets soos Venus gelyk het, onbewoonbaar warm. So ja, en ag, liewe vriende, ek kan nou so aangaan. Die maan, as daar nie 'n maan was nie, sê die wetenskaplikes, is dit baie onwaarskynlik dat daar lewe op aarde sou gewees het. As die maan 'n bietjie verder was, of 'n bietjie nader, was dit onwaarskynlik. As die maan 'n bietjie groter of kleiner was, of as die aarde 'n bietjie groter of kleiner. Julle, daar is letterlik miljoene faktore, wat almal perfek reg moes gewees het, sodat daar lewe op aarde kan wees. En hierdie voorbeelde is so volop dat self wetenskaplikes wat worstel met die idee dat daar 'n God is, sê alles wys daarop dat daar moet intelligensie agter die ontwerp van die heelal wees. Nou het ons weer terugbring by lewe op aarde. Darwin wat nou sy boek oor evolusie geskryf het, en die wetenskaplikes het gejubel en gejuig en gedog, daar het ons nou vir God finaal afgeskryf. Maar dan in die laaste paar jaar, die vooruitgang wat hulle gemaak het, ook in die biologiese wetenskap, het weer baie nuwe vrae by wetenskaplikes laat ontstaan, waarop hulle geen antwoorde het nie. Wat weer eens hulle daarop begin wys dat dalk is daar 'n skepper. Die teorie is dat waar lewe vandaan gekom het, dit was een of ander plassie met organiese, die boustene van organisme daarin, en dat dalk was dit 'n weerligstraal of een of ander omstandighede wat gelei het dat uit daai poelietjie daar 'n organisme ontstaan het, 'n bakterie of iets wat nog kleiner is, weet jy wat is nog kleiner as 'n bakterie, maar een of ander eensellige dingetjie, en daai deur evolusie die ding nou groter geword, en hier sit jy vandag. Maar nou het mense al deur honderde duisende verskillende eksperimente probeer om dit na te doen. Ek meen, hoe moeilik kan dit wees? Ons as wetenskaplikes, ons weet mos nou wat al die voorvereistes is vir lewe om te ontstaan uit hierdie organiese sop. Hulle kon dit nie regkry om in al hulle 100.000 eksperimente al een lewendige organisme te skep nie. En hulle kan dit nie verstaan nie. Die natuur laat dit dan nou so eenvoudig lyk en so maklik. Wat is 'n eensellige organismetjie tog? Self die bekende Richard Dawkins, dalk het julle al hierdie naam gehoor, hy is 'n uitgesproke ateïs en vyand van die Christendom. Dis hy wat sê, julle Christene is belaglik. Hy het 'n boek geskryf, The God Delusion. En hy self het eendag hierdie stelling gemaak, en ek is seker hy is baie spyt hy het dit gemaak. Hy het gesê, biology is the study of complicated things that give the appearance of having been designed for a purpose. So daar het hy teen sy beswil gesê, dat as mens kyk na die biologiese wetenskappe, dan lyk dit asof die goeders ontwerp is vir 'n spesifieke doel, dit wat hy sien. Julle, die kanse dat lewe soos ons dit ken, spontaan kan ontstaan, is eintlik nie bestaande. Iemand beskryf dit eendag so, hy sê as jy 'n vloot vragvliegtuie laai met 'n klomp bakstene en sement en konkreet en staal, en iewers oor 'n vlakte maak al daai vragvliegtuie vragruime oop en laat al daai boumateriaal neerstort. En wanneer dit klaar op die aarde land en vlieg weg, dan staan die stad New York daar. Nou, ons sê dit mos belaglik. Daar's geen manier dat dit ooit kan gebeur nie. Ons weet dit. Wetenskaplik en statisties is daar 'n kans. Wetenskaplik en statisties is daar 'n kans dat so iets wel moontlik is. Maar menslik gesproke, binne ons verstaan, is dit onmoontlik. Dit kan nie gebeur nie. En dit is dieselfde wanneer ons praat oor die ontstaan van die kosmos.
die ontstaan van lewe hier op aarde, dit is net nie moontlik dat dit van self kon ontstaan nie. Daar is soveel argumente uit die wetenskap self wat vir ons sê, nee, die kanse is net te klein. Ek wil afsluit. Die gemiddelde mens bestaan uit ongeveer 2 triljoen selle. Nee, ekskuus, ek jok nou. 100 triljoen selle. En in elkeen van daai 100 triljoen selle is daar 'n DNA-strook, of DNS dink ek is die Afrikaans daarvoor, ons praat almal van DNA, wat bestaan uit 'n 4-letter chemiese alfabet, wat alles wat jou maak, beskryf. So in elkeen van die 100 triljoen selle waaruit jou liggaam bestaan, is die resep om jou te maak. Is dit nie ongelooflik nie? Dat uit een klein selletjie, as ek so hier is ek nou 'n bietjie vel hier onder my, dat teoreties bevat hierdie al die inligting om nog 'n albei te maak met sy pragtige groen oë en sy pragtige grys hare wat blink in die lig. Ja, dankie Vader, tog, daar's net een van my. Hoor ek my vrou sê. Die feit is, dis ongelooflik hoe dit ontstaan het. En dit is ook 'n vraag wat die biologiese wetenskaplikes nie vir jou kan antwoord nie. Daar is geen moontlike logiese wetenskaplike verklaring hoe al daardie inligting in 'n selletjie opgeteken en gestoor kan word nie. Hulle weet nie hoe is dit dat daai DNA in daai selletjie, hoe dit spontaan kon ontstaan het nie. So ja, liewe vriende, met alles wat ek nou vir julle genoem het, wil ek nou 'n stelling maak dat ek dink, dit vat meer geloof om te glo dat God nie bestaan nie, as wat dit geloof vra om te sê, ja, ons God bestaan. En wanneer ons rondom ons kyk, dan sien ons die werk van sy hande. En sien ons hoe die hemelruim en die sterre en die planete, die kosmos, sy heerlikheid verkondig. Amen. Here, dankie dat elke ster in die nag vir ons beaam God bestaan. Elke lewende organisme op hierdie planeet roep uit God bestaan. Ek wil vir U dankie sê dat ons as gelowiges se oë en ore oopgemaak is vir hierdie waarheid, en ons bid vir hulle wat worstel met hulle geloof. Ons bid, Here, dat hulle ook oortuig sal word van U teenwoordigheid en U sorg vir hierdie wêreld waarin ons woon. Ek bid dit in Jesus se naam alleen. Amen.